Lukas 22, vers 1 tot 71. En die fees van die ongesierde brode, wat Pascha genoem word, was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerders het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. En die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. En die dag van die ongesierde brode het gekom, waarop die Pascha geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pascha vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pascha met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en die Pascha berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pascha met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kan wees wat dit sou doen. En daar het ook 'n twis onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit, om die 12 stamme van Israel te oordeel. En die Here sê, Simon, Simon kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beurs en 'n reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg.
En toe hulle op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom aan hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle het die diensknegt van die hoërpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen hom gekom het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie hande teen my uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoërpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle, maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai, en die Here het omgedraai en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En die manne wat Jesus gevange gehou het hom bespot en geslaan, en hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan, en hom gevra en gesê, profeteer, wie dit is wat u geslaan het. En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. En toe dit dag word, het die oudstes van die volk, die owerpriesters en die skrifgeleerders, vergader en hom voor hulle raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons. En hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u tog nie glo nie. En as ek vra, sal u my tog nie antwoord of loslaat nie. Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig, want ons het dit self uit sy mond gehoor.